So jy kan jou Bybel vanoggend oopmaak by 1 Korintiërs 6. Jy kan net so intoe blaai solank 1 Korintiërs 6. 'n boek wat Paulus skryf daar uit Efese uit aan 'n gemeente. Hierdie brief wat jy het, 1 Korintiërs, is eintlik die tweede brief wat hy aan die Korinte al geskryf het. En so daar's 'n A, B, C en D brief. A is nie in die Bybel nie. Hy praat daarvan in hierdie brief, hy sê ek het 'n redelike harde brief van julle geskryf. Ek weet nie, miskien is dit omdat hy nie daar is nie, overly te hard, ek weet nie. Maar hierdie is die tweede brief en so 'n maand terug, toe ek oor ons kalender kyk, ons preekkalender, waar ons laas jaar hier by mekaar gekom het, 'n groepie van ons en gebid, Here, waaroor wil jy hê moet ons preek hierdie jaar? En die beplanning gedoen het, probeer ons so 'n bietjie spasies ook ooplos, sommer net vir wat in die oomblik wil die Here dalk iets anders sê. Het hy dalk 'n nuwe ding? Is daar iets in die kultuur wat ons moet aandag aan gee? En ek kyk so oor die kalender en ek sien ons reeks oor kerk is klaar. Ons het hom laas week klaar gemaak. Jy kan hom aanlyn kry op YouTube en dan gaan ons in 'n Ou Testament 'n klein profeet in. Lanklaas uit die klein profete. Dit kom van volgende week af en daarna gaan ons preek oor swaar kry. 'n teologie vir swaar kry, want as jy langer as 'n jaar leef, gaan jy agterkom daar swaar kry in die lewe. En 'n goeie teologie, hoe benader ons dit? En in die praktyk, hoe kan ons goeie rentmeesterskap vat van hierdie swaar kry, wat lyk of dit kom, dis onaanwendbaar. Wat is die Afrikaanse woord? Onafwendbaar. Rosie? Dit lyk vir my reg. En is hierdie een skrif wat in my kop opkom, en is 1 Korintiërs 6, vers 9 tot 11. En die hart agter dit is vanoggend dat die dringendheid, omdat ons hom hierin sit, is, daar is 'n geneigtheid, 'n gevaar vir elke mens, om misleid te leef. En die ding van misleiding is, dis misleidend. So jy sal dit nie weet nie. Dit is 'n afdwaling van waarheid, maar jy dink jy stap in waarheid. En die misleiding vir ons, die potensiële misleiding kan ek eerder sê, is dat ons kan hier sit vanoggend of dalk luister jy later na hierdie opname en jy soos, maar ek is reguit op pad hemel toe. En jy het 'n rede vir dit, maar daai rede belyn nie met die waarheid nie. En jy is misleid en jy hou aan stap in hierdie misleiding, want jy het afgedwaal van waarheid, maar jy weet dit nie. Die misleiding is groter as, dis nie 'n ding, redding is nie 'n ding waarop jy 'n kans wil vat nie. Het jy al kanse gevat in die lewe? Kom aan, jy het al. Hier's van die kanse wat ek soms vat. Tommy, ons moet hierdie uitsny. Maar ek ry soms in die kar en is daar 'n appelstronk in die kar is en daar's een van daai borde of 'n asblik. Dan kyk ek vanuit die ruit of ek hom in die as, dis 'n bietjie van 'n kans, dis nie so erg nie, van julle worry daaroor, dis net 'n appel, as ek dit maak, as hy in die asblik is, amazing, 'n oomblik, ek voel, ek lewe. As ek dit nie mis, as ek dit mis, kompos, end of story, dis 'n bietjie, ek kan 'n kans vat daar. Jy kan 'n kans vat en iets op AliExpress bestel. R50, as dit nou nie uitwerk nie, dan werk dit nou nie uit nie, unlucky. Jy kan 'n kans vat, van julle het nodig om hierdie te doen, om vir die eerste keer in jou lewe sushi te probeer eet. Nee, jy hou dalk nie daarvan nie, die Here het genade oor jou, jy hou dalk nie daarvan nie, nee, next time, dis nie so erg nie. Maar redding is nie iets waarop jy 'n kans vat nie. Dis nie iets waarmee jy 'n coin in die lug opflip en op jou hand kyk wat se een eindig bo nie. In fact, in 1 Johannes 5 vers 13 skryf Johannes, ek skryf vir julle al hierdie goeders sodat julle sal weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat glo, sê hy. Dis 'n weet ding. Dis nie 'n wonder ding nie. En soms wonder ons, want ons het 'n ontmoeting met die Here gehad, maar ons bly dieselfde. Die tema van vandag is, so was ek, nou is ek. Kom ek bid vir ons, Here, die Vader van liefde, wie U is, sal U deur U Gees
wie ons nou weer eens hier verwelkom en erken. Die Gees van God sal U ons harte vanoggend kom belig. Here, bewerk vanoggend dat die woord van waarheid, dat ons dit sal hoor, dat ons geestelike oë sal oopgaan, ons hartsoë, soos ons gesing het, sodat ons kan verstaan, Here, en reageer op wat U sê. Dat ons die goeie nuus van Jesus nie net sal snap nie, Here, maar dat ons sal stap in dit. Here, alles tot eer van Jesus Christus, die Here. Amen. 1 Korintiërs 6, vers 9 tot 11. Vers 1 tot 11 vorm 'n gedagte. Ons kom aan die einde van die gedagte. Ek sal vir jou nou sê wat dit was. Vers 9 tot 11. 1 Korintiërs 6. Weet julle nie dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerf nie? Laat julle nie mislei nie. Wat beteken dit vir 'n gemeente waarin hy skryf, as hy sê geen onregverdige nie? Hy sê nou geen, hier sê hy niemand nie, sal die ewige lewe beerwe, of in ander woorde, die koninkryk van God beerf nie. Wat beteken onregverdige? Hier is die kort antwoord. Wanneer God na iets of iemand kyk, dan maak hy 'n uitspraak. En dit is aanneemlik of nie. Dis goed of dis sleg. Dis aanvaarbaar of dit word verwerp. En hierdie uitspraak is perfek. Daar is geen fout in hierdie uitspraak nie. Dis nie onregverdig nie. Dis 'n absolute heilige, regverdige uitspraak. En die uitspraak is, omdat wat God sien as reg, en hierdie wat hy sê is onregverdig, dit staan loodreg teenoor mekaar, is daar in die hemele se hof, in die hof van God, 'n uitspraak wat sê skuldig, verwerp. Geen een wat dus onregverdig is, wat God verwerp, want dit is sy uitspraak, sal die koninkryk beerwe nie. Wat beteken koninkryk? Dit is die rule and reign of the king. The rule and reign, die heerskappy van die koning. Nou dit vereis 'n riehelm, 'n ryk. Maar dit is nie heel eerste dit nie. Dit is the rule and reign, en dit is nou, maar dit is ook eendag. Dis nou in 'n lewe wat glo, kom die heerskappy van God tot. Kom sy rule and reign in 'n lewe in. En dit begin heerskappy uitoefen. Maar dit is nie net nou nie. Ten volle is daar 'n bedeling, iets wat kom, waar hierdie rule and reign van God ten volle gaan manifesteer. Niks anders gaan meer in play wees hier, net sy, so dis nou en is eendag, is already not yet. En so dit het 'n element van ewigheid by, sien jy dit? Niemand wat onregverdig is, sal die koninkryk van God beerwe nie. Laat julle nie mislei nie. As daai status, daai identiteit verklaar is oor 'n liggaam, is dit 'n regverdige verklaring deur God. Dit is nie God wat 'n tiran is nie. In fact, as hy dit nie in sy woord vir ons sê nie, maak dit hom 'n God wat nie liefdevol is nie. Dis soos, as jy vir jou kind nie waarsku dat daai plaat is aan, moenie jou hand op dit sit nie. As jy 'n ouer is wat okay is, ek gaan jou los, laat jou hand verbrand. Dis nie wat hy hier doen nie. Hierdie is eintlik 'n teken van sy liefdevolheid. Moenie dat jy misleid wees nie. Misleiding
in die oorspronklike taal waarin hierdie hoofstuk geskryf is, die stamwoord van die woordjie misleiding is die Engelse woord wat ons gebruik vir planet, die wandering bodies in die liggaam. Misleiding is dus the sin of wandering, van die waarheid uit sy veiligheid in gevaar in. Dis wat is weg van iets. Daar's 'n sin of roaming, 'n sin of afdwaling. En wat is die gevaar van as ons vandag hier sit en ons weet nie? Weet julle dan nie? As ons nie weet nie, is daar misleiding wat voor ons staan. En die misleiding is dat die Here ek kan met die Here ontmoeting hê. Hy kan my vat soos ek is, maar my los soos ek is. Dit is die misleiding. Hy kan my vat soos ek is, en baie van ons het al daai ding gepost op Facebook. He takes you like you are, so vuil en is waar, maar daar is iets wat volg. Hy los jou nie soos jy is nie. Daar is nie ek was so en nou is ek nog steeds so in die evangelie nie. Die misleiding is, vir ons wat hier binne sit, dat ons vergeet die koninkryk is nie iets om te beerf nie, iets om te verwerf nie, maar te beerf. Die misleiding is dat ons na die kultuur kyk hier buite, en dis wat in Korinthe gebeur het, 'n stad waar many lords find a home, many cultures mixed with many gelowe. En ons kyk by daai deur uit en sê, as ek na hulle kyk, het julle dit al gesê, hulle en ons, moenie dit sê nie, maar as ek na hulle kyk, en ek meet myself teen hulle, dan lê ek aan die boonste kant van die 50%. Almal onder 50%, julle gaan hel toe. Ek doen dan minder as dit. Hulle doen rowwe goed. Ek doen ook rowwe goed, maar minder as hulle. Ek lê aan die boonste kant. As ek my vergelyk met die kultuur, dan maak ek dit. Hier is die probleem. Dit is nie 'n uitspraak van God nie. Dis 'n selfuitspraak. Dis 'n resep vir misleiding. Die koninkryk is nie iets wat ek kan verwerf nie. Soos aan die einde van die jaar, wanneer die kinders 'n prysuitdeling het, hierdie kind achieve 'n A in wiskunde. Hoekom? Want die kind het hard gewerk, die onderwyser het gemerk, die som maak sin, well done. Dis nie hoe die koninkryk werk nie. Die koninkryk is iets om te beerf, nie te verwerf nie. Verder is daar nog 'n probleem. Die God van die heelal vat nie die onregverdiges, die status, die identiteit, die mens, en vergelyk die mens wat onregverdig is met die kultuur daar buite en maak sy besluit nie. Hy vergelyk dit met die koning Jesus. Absoluut heilig. Hy kyk na die mens, hy kyk na heiligheid en hy sê, omdat dit nie saamstem nie, onregverdig, skuldig, verwerp. Kan jy die massive probleem sien? Kan jy sien hoe maklik kan ons dit versag en in misleiding stap? En dan dink ons, ek het 'n plan, ek gaan dit bewerk. Ek gaan kerk toe kom. Ek gaan my betiendes begin gee. Ek gaan selfs 'n connect-groep begin lei. Ek gaan, Here, sien U my. Pick me. Donkie en Shrek. Die koninkryk kan nie bewerk word nie. Dit moet beerf word. En as ons die saad van onregverdigheid in ons lewe het, daai status, sal daar altyd 'n vrug van dit wees in ons lewe. Want identiteit bepaal aktiwiteit. 'n vis swem, want 'n vis is 'n vis. 'n hond blaf, want hy's 'n hond. Hierdie is 'n massive openbaring vir van julle. 'n sondaar sondig.
want hy is 'n sondaar. Die Here se evangelie is nie een van ek vat jou soos jy is en los jou soos jy is nie. Die vers gaan aan. Laat julle nie mislei nie. Geen, sê gou vir die persoon langs jou, geen. Maar say it like you mean it. Daai was 'n sagte geen, hy laat my twyfel. Geen. 0. Hoor gou hierso. Geen, en as jy Engels is, lees in jou Engelse Bybel hierdie terme. Geen hoereerders of afgodsdienaars of egbrekers. Hierdie is die 2020 vertaling, baie direk. Manlike prostituie of mans wat met mans intiem verkeer nie. Of diewe. Moenie saamstem nie, want net nou luister het een van jou nou hier. Luister net. Geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters, rowers, sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie. As jou status is onregverdig, as dit jou identiteit is hierdie die vrug van jou lewe. Nie as 'n once-off oomblik nie, maar as 'n leefstyl, seisoen na seisoen kwaadpratery, seisoen na seisoen egbreek, seisoen na seisoen homoseksualiteit, seisoen na seisoen steel, geldgierig. Soos daar vrug van die gees is daar vrug van die vlees. Hier is van hulle en hierdie lys is nie 'n geslote lys nie, want die menslike kondisie is twisted towards evil, en evil het baie gesigte. Hierdie is maar 10 of 9, hang af hoe jy daarna kyk, wat in daai gemeente relevant was. Wat is die in ons dorp? Moenie sê nie, dink net. Hoereerders is die eerste enige. Ek sê vir jou 'n sin of 2 van elkeen. Dis enige seksuele aktiwiteit wat buite die verbond van 'n huwelik, een man, een vrou gebeur. Enige seksuele aktiwiteit buite die verbond van 'n huwelik, een man, een vrou. Dis iemand wat volhou met hoerering, met seks buite die huwelik, moet nie mislei wees nie. Dit is nie versoenbaar met die koninkryk nie. Dit is nie. En selfs die woord hoereerders sukkel van julle om te stamik. Ons as mens is stadig om ons sonde te noem wat God dit noem. Hier's wat die kultuur sê. Nee, ons was bietjie stout. Ons het bietjie te ver gegaan. Ons het oor die tou getrap. Toe ons weer sien, hoereerders, afgodsdienaars, dis die mens, en luister mooi, wat toewyding aan en diens gee aan enige plaasvervanger vir die lewende God. That's huge. Dis 'n groot speelveld. Dis waar jy jou identiteit kry, jou sekuriteit kry en jou waarde kry. As dit weggevat word, voel ek kwesbaar. Dan wonder ek wie ek is. Moenie misleid wees nie. Dis nie versoenbaar met die koninkryk nie. Egbrekers. 'n Persoon, tipiese man, maar nie net beperk tot 'n man, wat die eksklusiwiteit van 'n huwelik, een man en een vrou in 'n verbond breek deur seksuele verhouding met iemand anders te hê as 'n huweliksmaat. Dis nie versoenbaar met die koninkryk nie. Manlike prostituie of mans wat met mans intiem verkeer, homoseksualiteit. Hier in Korinte praat Paulus met die mans, in Romeine 1 vers 26 en 27 in die algemeen, waar hy ook met vrouens praat, en hoor dit, dis nie net die praktyk in Romeine 1 nie. It's not just the practice, it's the passion, it's the desire. Ons is geneig om sonde te beperk tot die praktyk en vergeet
Dis enige iets wat nie in lyn is met sy heiligheid nie. Selfdenke. Dit is nie 'n leefstyl van dit, is nie, moenie misleid wees nie. Diewe, praat van iemand wat in die geheim steel. Jy vat iets wat nie geregtig aan jou behoort nie. 'n Leefstyl van dit is nie versoenbaar met die koninkryk nie. Geldgierig is die mens wie se honger en strewe na wins selfs morele grense sal oorskry om daai wins te kry. Ek jaag geld so na dat ek selfs sonde sal doen in die oë van God om daai geld te kry. Saggees, geldgierig. Jy sal aan die armes geld leen en jy sal 'n rentekoers vra wat jy oor jou dooie siel weet hulle kan nie terugbetaal nie. En dan leen jy en dan kom jy en jy vat nie net die geld nie, maar ook dit wat hulle skuld, want jy het geweet hulle gaan dit nie kan betaal nie en jy dra hulle huis leeg. Dit gebeur. Dit is nie versoen. Dronkaards. Dit is 'n lewe wat geken word aan bedwelming. Intoxication. Daar is nou 'n identiteit rondom dit gevorm. Dis 'n persoon wat herhaaldelik beheer oorgee aan alkohol, substance. Dit praat van dominion, heerskappy. Ek gee beheer oor aan alkohol. In Efesiërs 5 vers 18 sê Paulus, daar's twee dinge wat nie mutually saam kan bestaan nie. Die een is vol van wyn en die ander een is vol van die Heilige Gees. It's mutually exclusive. Dis 'n dominion oorgee, 'n leefstyl van dit en van ons sê, man, ek is nie 'n dronkaard nie. Het jy al 'n dronkaard ontmoet wat weet hy's 'n dronkaard? Kantnota, ek weet nie, ek het nog nie. Jy sê jy drink jouself elke aand nie dronk nie, jy gee nie dominion oor elke aand nie, maar Saterdag, 1 keer 'n week. Nee, dan ook nie 1 keer 'n week nie, maar 1 keer 'n maand. Nee, dis ook daarmee so. Elke vakansie. Nee, ons doen dit. Net as ek saam die man is, elke keer as ek saam die boys is. Pas op, moenie misleid wees nie. Kwaadpraters. Someone that wounds with words. As 'n ingesteldheid. Dit kom al hoe nader aan die huis, voel jy dit? Iemand wat 'n ingesteldheid het hier en met woorde bewond. En dit het makliker geword. You got a little thingy majigs like this. Ek kan dit van hier af Amerika toe stuur. Someone that wounds with words. En hier is die belangrike deel. Die mens is gemaak na die beeld van God. As jy die beeld van God in 'n mens aanval, val jy indirek vir God aan. That's serious. Rowers. Dit gaan verby die idee dat jy in die geheim steel. Dis 'n tipe predatory ingesteldheid wat sal vat selfs met fors om jou beselfsugtige begeertes te bevredig. In 1 Korintiërs 5, net 'n hoofstuk terug sê Paulus, moenie met sulke mense assosieer nie. Maar hy definieer dit. Sulke mense wat sê, ek is 'n Christen, maar volhou met so 'n leefstyl. Moenie met hulle assosieer nie. Moenie eers saam hulle eet nie. In die antieke Midde-Ooste was eet 'n teken van fellowship, assosiasie, aanvaarding. Die gevaar is as ons dit doen, sal die wêreld daar buite dink, dit is wat Christendom is, julle aanvaar dit en ons sis hulle in hulle sonde. In feite ons bemoedig hulle in hulle sonde. Die misleiding kan versprei. Hy sê pas op, die bietjie suurdeeg in daai selfe hoofstuk kan versprei.
En die idee van moenie met hulle assosieer nie, is die idee dat die hoop is, dat daai persoon agterkom, daar is mense wat terugtrek van my af. En die hoop is dat daai persoon dit sal agterkom en sal bekeer. Dis die een hoop, die ander hoop is die integriteit van die evangelie, die skoonheid van die evangelie. Laat julle nie mislei nie, geen iemand met daai goed volgehoue leefstyl sal die koninkryk van God, as regtig geen, regtig? Vers 11 sê die volgende: so was sommige van julle ook. Regtig geen ja, regtig geen nee. Hoor jy dit? So was sommige van julle, nie almal in Korinthe nie, van hulle het so as 'n volgehoue leefstyl geleef. Maar so was julle. Die evangelie kom nie net en veroordeel hierdie leefstyl nie. Hy bring die antwoord. Hy bring die verandering wat nodig is. Hy bring die roete daaruit. Jy kan een aangaan. The gospel does not merely condemn. It cleanses and it recreates. So was sommige van julle ook. Dit is die krag van die evangelie, waarvan Paulus praat in Romeine 1, vers 16 tot 17. Jy kan een aangaan. Sien jy daai vers? Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God. Dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Sien jy die plaasvervanger? Geen wat so leef as leefstyl. Hier is dit elkeen wat glo. Sonder uitsondering, al daai, die Here kan dit vrymaak, homoseksualiteit, hy kan dit vergewe. Geldgierigheid, kwaadpratery, diewe, rowers, noem dit. Dis hoekom hy gekom het. Geen, maar elkeen in geloof. Dis die krag en die pragt van die evangelie. Dit veroordeel nie net nie. Dit bring die verandering nodig. Om iemand wat aan die geen kant is, na die elkeen kant toe te vat. Dan sê hy eerst vir die Jood, maar ook vir die Griek. En dan vers 17, want daarin word geopenbaar die geregtigheid van God. Onregverdigheid, hier is 'n geregtigheid van God. Ons kom terug na dit. Wat geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan. Die regverdige sal op grond van geloof leef. Die antwoord is die krag van God. Wat iemand maak wie hy of sy was. En nou iemand anders is. Daar's 'n status, 'n identiteit verandering. En jy weet nou al dat identiteit bepaal aktiwiteit. Saggeus was geldgierig, dalk 'n dief, dalk 'n rower. En toe die Here hom ontmoet, wat doen hy? Ek gaan 50% van wat ek het weggee. En waar ek gesteel het, 4voudig teruggee. Van geldgierig na vrygewig. Sien jy die verandering deur die evangelie? Die evangelie vat jou soos jy is. Jesus vat jou soos jy is, maar los jou nooit soos jy was nie. Iemand wat wond met woorde, word iemand wat seën met woorde. Iemand wat 'n homoseksuele leefstyl geleef het, kan iemand wees wat in 'n huwelik, een man, een vrou vir die res van die lewe in God se beeld iets uitbeeld wat pragtig is. Of alleen leef heilig. Iemand wat geldgierig is, kan vrygewig word. Iemand wat 'n rower is, kan gered word. Die vraag is, en hiermee sluit ons af, hoe doen hy dit? Hoe doen hy dit?
nommer 1, staan daar, as jy aangaan, maar julle het julle laat was. Hier's 'n nuwe identiteit wat inkom. Ek is nie meer onregverdig nie, ek is gewas. Hierdie woord kom 2 keer in die Nuwe Testament voor. Die een is hier, die ander een is op Handelinge 22 vers 16, waar Ananias, waar Lukas skryf oor die gebeurtenis van Paulus, toe hy bekering gekom het, op het pad van Damaskus, Ananias kom en hy sê vir Paulus, hoekom wag jy nog? Laat jou doop en die sonde afwas. Hoekom wag jy nog? Kan ons net gou help pos? As jy gered is, en jy's nie gedoop nie, hoekom wag jy nog? Nee, ek wil wag dat ek perfek is. Good luck with that. Hoekom wag jy nog? Laat jou gedoop word. Handelinge 22 vers 16. Die konsep van was het te doen met sonde. Hier's wat jy moet hoor, hier's die goeie nuus, hier's wat was is. Dit is die eens en vir altyd verwydering van sonde, skuld en skaamte. Dis die eens en vir altyd verwydering van sonde, skuld en skaamte. Wat se sonde? Die sonde wat jy gedoen het, die sonde wat jy doen, die sonde wat jy gaan doen. Gewas beteken eens en vir altyd. Is jy gewas? Die tweede ding wat hy sê is, julle is geheilig. Jou identiteit was onregverdig, nou is jy gewas, nou is jy geheilig. Dis die nuwe identiteit. Geheilig is soos 'n muntstuk en hy het 2 kante. Die een kant is, you are set apart. Ek het jou gevat uit die koninkryk van donker, sê God, en jou gesit in die koninkryk van die lig. You are set apart. You are set apart for, but you are set apart from. Jy's uit 'n kultuur, uit 'n status gered, vir en in 'n nuwe status, geheilig. Dis die een kant van die muntstuk. Die ander kant is 'n progressiewe werk wat die Heilige Gees in jou doen en jou nou meer maak soos die mens wat hy jou wil maak, en dit lyk meer soos Jesus Christus. En ons noem dit heiligmaking. Progressief, dis 'n oomblik, maar dit is voortdurend. Dink jy Paulus was net soos Jesus na daai oomblik? Nee, hy was 'n mens. Die Here moes voortdurend verander en werk. Maar almal wat gewas is, sal begin meer soos Jesus word. Om gewas te word maak die deur oop vir jou heiligmaking. As daar nie heiligmaking progressief in die lewe is nie, kyk terug, is ek gewas? Want heiligmaking, die set apart, hier is die mooi deel, is net, daar's 'n breek met die liefde vir sonde en die krag van sonde in jou lewe. En ek sit jou onder die heerskappy van God. Daar's 'n breek vir die liefde en daar's 'n breek van die krag van sonde. Dit maak heiligmaking moontlik. Dis die goeie nuus. You are not left to figure this out on your own. Die laaste woord wat hy sê is, en julle is vrygespreek. Julle is vrygespreek in plain Engels, cleared of all charges. Julle was, maar nou is julle. Dis deur die krag van die evangelie en alleenlik deur dit wat 'n was iets nuuts kan word. Dis 'n beerwing. Dis nie ek bewerk dit op my eie nie. Dis 'n verplasing van dominion. En jy moet dit weet. Jy moet dit weet. Want as jy gewas is, geheilig is en vrygespreek is, en jou lewe lyk anders, vrywaar dit nie jou van die duiwelse stem wat sê, jy's useless. Jy's vuil. Onthou jy wat jy gedoen het?
Onthou jy wat aan jou gedoen is? Romeine 8 vers 1 sê die volgende, daar is dan nou geen no condemnation for those who are in Christ. Jy moet dit weet as 'n gelowige. En dan staan daar, in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van God, in en deur, in die naam van Jesus. Jesus is die bron van jou heiligheid. Hoe werk dit? Hy het jou sonde gevat? Nee, hy het jou sonde geword. 2 Korintiërs 5, hy het jou sonde geword, sodat jy sy geregtigheid kan word. Romeine 1:17 sê, daar is 'n geregtigheid van God wat geopenbaar word in die evangelie. God van die heiligheid, die geregtigheid van God, van Jesus. En hy sit dit daar, en hy vat die sonde, en hy sit dit daar. Dit kan nie bewerk word nie. Dis 'n beerwing. En dis hoef jy nie te werk vir dit nie. Maar jy moet vashou aan dit. Jy moet staan in dit. Jy moet dit weet. Want identiteit bepaal aktiwiteit. Jy moet dit weet. Beat the gospel into our heads. Het een van die ou bekendes gesê. We should beat it into our heads. En dit is deur die Gees van God. Die Heilige Gees is die bewerker van hierdie status. Dis die een wat in jou geplant is nou, en nou gaan hy die bewerker van die vrug van die Gees wees. Hierdie identiteit begin nou buitentoe gaan, want wat in die hart is, sal na die hand toe gaan. Die nuwe status sal sigbaar word. En die vrug van die Gees, Galasiërs 5, nie alles op een slag nie, maar almal progressief, meer, tot Jesus kom. Die hele punt van hierdie vers 1 tot 11 is dit. Leef in lyn met julle nuwe status in Christus deur die Gees. Make a clean break from the culture, sê Paulus. Moenie misleid wees nie. Hy sê, die evangelie vat jou soos jy is, maar los jou nooit soos jy was nie. En die laaste ene vir ons wys, so was ek, nou is ek, gewas, geheilig, vrygespreek. Kom ons bid. Here, dankie dat u evangelie, wat dalk swaar begin het, swaar gevoel het aan die begin, nou dat ons die swaar geproe het, die glorie en die mooi van die evangelie beter wel sien. En nou dat ons dit sien, u standaard sien, hoe u meet, hoe u besluit, Here, sal u deur die Gees nou met elkeen van ons praat en vir ons wys waar staan ons. Is ons iemand wat gewas is en geheilig is en vrygespreek is en dalk net weer in die modder gaan rol het? Of is ek iemand wat nog nooit gewas is nie? Heilige Gees, praat met ons nou. Elkeen praat met ons, Here. Hier is die vraag. Is jy gewas? Besef jy nou dat jy kort dalk was nodig, meaning, Here, ek het u nodig in terme van redding. Man, en dit gaan 'n challenge wees, dit gaan jou iets kos, want dalk is jy iemand wat in misleiding gestap het. Maar terugkyk op jou lewe, sien jy, man, there's a lifestyle of something. Daar's 'n status,
Daar's 'n identiteit. En Here, ek besef, dit is hoekom ek dit in my lewe sien. Maar dankie dat U vandag inkom en U wys my iets. U kan dit wegvat. Maar daar's 'n oorgee wat nodig is om te gebeur. Is 'n Here, red my. Kom ons maak ons oë toe, en as jy daar is en jy voel, man, ek besef, ek is nie gered nie. Die evangelie is duidelik, die Here het met my gepraat, ek is dalk misleid gewees. Hier's wat ek vir jou vra, maak oogkontak met my, ek wil vir jou bid, want hierdie is die oomblik waar die Here sê, I'm setting you apart, I'm transferring you from darkness to lightness. Ek vat die liefde vir sonde, die skuld van sonde, die skaamte van sonde, die krag van sonde, en ek sit jou onder my heerskappy. So as jy daar sit vandag, en jy sê, that's me, maak net oogkontak met my, ek wil saam jou bid. Yes. Dankie. Dankie. Here, in die naam van Jesus, draai ons nou van ons sonde. Ons aanvaar wat U vir ons gedoen het. Die skuld, die skaamte, die krag, die liefde van sonde, nou weg. Die krag van God, wat die evangelie is, verlossing vir almal, in 'n oomblik. Die geregtigheid van God word geopenbaar in jou lewe. Jou nuwe identiteit, as jy opreg is in jou hart in hierdie oomblik, is gewas, geheilig, vrygespreek. En dadelik hoor jy die vyand se stem, nee, daar's geen veroordeling nie. Gewas, geheilig, vrygespreek, ongeag van die verlede. Nou, gaan stap in daai identiteit. Van ons sit hier en besef ons probeer die koninkryk, ons het dit geërf, maar ons hou aan dit wil verwerk, bewerk. Ons werk, we are working for God's love. Man, daai farao sal jou doodmaak. Daai slawerny sal jou doodmaak. Daarom sê hy, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe. My las is lig, my juk is sag. That's the gospel. Ek sit nie goed op nie, ek haal af. Gewas, geheilig, vrygespreek. Here, so almal van ons wat in hierdie oomblik besef, Here, ons werk, en dit is ons almal. Ons dink ons kan dit werk, ons kan werk vir dit. Here, leer ons om van U liefde te leef, nie vir U liefde nie. Here, gee ons 'n begrip van die heiligheid, en hiermee stuur ek jou uit. Gee ons 'n begrip van die heiligheid, dat ons status van gewas, geheilig, vrygespreek sal verstaan, dat ons in dit kan staan en stap met harte vol van dankbaarheid. Dat ons nie anders kan as om gewastes, geheiligdes en vrygespreektes in lyn met dit te kan leef nie, en dat dankbaarheid sal heers in ons lewens, want U het ons aanvaar. Dus kan ons leef vanuit U liefde, nie meer vir U liefde nie. Here, gebruik ons as gewastes in hierdie dorp om U heiligheid uit te straal. Ek stuur jou uit om lig en sout te gaan wees. En almal sê amen.